Julle. Eendag, nie te lang gelede nie, was boer Stefans op pad dorp toe met van sy klein kalwertjies. Hy gaan hulle verkoop. Maar gitsie tog, dit het verskriklik gereën op pad en boer Stefans moes aftrek van die pad af want hy het 'n papwiel gekry. In die modder gestaan en sukkel in onder die boom. Sit 'n oom en sê hallo boer Stefans. Ek sê jou wat? Geef vir my een van jou kalwers, dan gee ek vir jou van hierdie goue boontjies. En boer Stefans dink, wat? Hy kyk dan en hy sê, dis goue klippies, dis regte, egte goud. Hierdie is beter as geld. Hele boer Stefans was opgewonde, hy het sommer dadelik van daai goue klippies gevat. Hy het die ander besies gaan verkoop en teruggegaan huis toe. En hy was te opgewonde om vir Alice te wys van hierdie klippies en sy kyk en sy sê, oupa, maar dit lyk soos bointjies. Bointjies? Jy meen goetjies wat hop op die grond rond, boink, boink, boink. Nee, oupa, bointjies, soos saadjies. Hy kyk so, nee man, dis goud. En Alice sê, oupa, ek het 'n storieboek wat gaan oor hierdie. My storieboek sê, is oupa hierdie bointjies plant gaan hoog groei. Boer Stefans sê dadelik vir, ag ou Alice, jou boek is sommer maar net 'n sprokiesverhaal. Kyk, hy vat daai boontjies en hy sit dit daar in die potplant. Daai roosbak daar by tant Miem se plantjies in die kombuis. En sy sê, nee, vat hierdie weg, ek wil kos maak. En sy sit dit op die eetkamertafel neer. En daai aand gaan hulle aan. Daar wil niks met daai boontjies gebeur nie, al het Alice die hele aand met die kers gesit en kyk daarna en sy koekeloer en sy kyk. En oupa hulle gaan slaap, boer Stefans en dan Miems. En Alice koekeloer en sy koekeloer. En haar oogies begin toesak. En sy gaan, oupa, Alice, oupa. En sy raak in die slaap. En die volgende môre, toe word sy wakker. En sy kyk en dink, ek droom so lekker van 'n groen oerwoud en van voeltjies en van oupa! Sy ruk daar regop uit haar bed uit. Deur die grond, deur die vloerplanke van haar kamer wat op die boonste verdieping is, het plante gekom. Reg uit bo by haar dak. Oupa! Kyk, boer Stefans word wakker. Hy dink iemand val hulle aan. Maar hy hardloop reg in 'n rankplant in. En hy sê, wat? En hy kyk van die eetkamertafel af op. Dit gaan deur die grond, deur die dak. Hy gaan na Alice se kamer toe. Dit kom deur die vloer, dit gaan deur die dak. Hy kry vir Alice. Hulle klim op die huis se dak. En hulle kyk op en daar's daai boontjie rank, 'n massiewe plant reg in die lug op. En Alice sê, oupa, ek het jou gesê, hierdie is in my storieboek. En hy sê, nee man, Alice, kom ek gaan wys jou. Wat sê jou boek is daarbo? Oupa, daar's 'n reus. Nou boer Stefans, hy gaan kry sy rugsak. So 'n nice rugsak. Alice kan binne inklim. Tant Miems pak vir hulle kossies. En hulle klouter op met daai boom, met daai boontjie rank. Op en op en op. Maar gitsie, daar's 'n donkie en 'n paar skapies en 'n bil. Hulle lek hulle lippies af. Hulle wil net hierdie boontjie rank hou, want hy ruik groen en sappig. En boer Stefans sê net vir tant Miems, hou net die huis uit. Hulle moenie hierdie ding afkou terwyl ons nog hier bo is nie. Ons gaan kyk, wat is daarbo, want Alice sê daar's 'n reus en ek wil vir haar wys. Daar's niks daarbo nie, maar hulle klim en hulle hoor sulke geluide asof hierdie boontjie rank nog groei. Op en net as boer Stefans sê, ek sien die punt. Kyk, hy gaan nie tot by die wolke nie. Dan groei daai punt. Op en op en op en op. En die volgende oomblik kom hulle by die wolk uit. En boer Stefans kyk af. Wow! Hulle sê, ek sê, jy moet nie afkyk nie, ons is verskriklik hoog, die plaas lyk piepklein. Kyk net op, kyk op. Oupa, kom met ek nou. Wow, oupa! Kyk hoe klein is die plaas daaronder. Kyk wat tant Miems, ouma. Ouma, kan jy nie hoor? Skree daai Alice, sy is so opgewonde, sy begin rond, spring en trippel.
En sy val uit Boer Stefan se rugsak uit, maar o, genigtig. Daarom is daai oupa 'n fris bil en hy vang haar aan haar voet. Hy swaai haar op deur die wolk. En sy is deur die wolk en sy kom nie weer af nie. Gou geklouter Boer Stefan op. Hier is die bokant van die wolk. En hy voel in die bokant van die wolk. Hoekom is hy so sag daaronder en so hard hierbo? Ons kan nie loop. Wel Boer Stefan sien spoortjies. Alice het al gehardloop. En hy besluit, vertrou hierdie wolk, maar verragties, hy klim af van hy boontjie rank af. Hy volg die spoortjies en hy hoor daar in die verte, oupa! Julle, hy kom by haar uit en daar, reg in die middel van hierdie wolk is 'n dam. 'n Waterplas. Met 'n waterval bokant hom. En die waterval kom van nêrens af nie. Dis net asof hy vanuit die lug uitkom, uit die sterre uit dalk. En Alice is verskriklik opgewonde. Appa, kyk hier is goudvis in sy binne. Appa, kyk hier goudvis is, appa. Kyk appa, hier is 'n reënboogvis. Sy is so opgewonde en Boer Stefan kyk. En die sand om die dam lyk so splinkers. Alice gryp dit en gooi dit in die lug. Dan word dit 'n reënboog. En sy hardloop na die rand van die wolk toe. En sy gooi 'n hele dubbelhand vol blinkers daar. En kyk, appa, kyk, ek maak 'n reënboog, appa. Julle, sy is opgewonde Boer Stefan, sy dink sy val van 'n bo af. En die volgende oomblik hoor hulle, wat maak julle? O my genigtig, Boer Stefan ruk om en reg voor hom staan 'n massiewe wit wol teddybeer. 'n Teddybeer teen Boer Stefan. Wat? Teddybeer? Hoe kom julle hierbo uit? Hierdie is my wolk. Wat maak julle? Hier wil daar die beer weet en Alice is, appa, pas op, hierdie beer eet mense. Nee man, dit is in jou storieboek Alice, hier is 'n vriendelike beer. Boer Stefan stap na hom toe, groet hom met die hand in. Ja, so waar daai beer groet hom met die hand. Maar hy hou sy hand 'n bietjie langer vas. Hy kyk met sy verskriklike ligblou oë binne Boer Stefan se oë in en sê, Boertjie, hierdie is my plekkie, wat maak jy hier? En toe weet Boer Stefan se oë genigtig, ons is in die moeilikheid. Hierdie is nie so vriendelike beer nie. Net daar ruk Boer Stefan sy hand los van die beer wat hom stywer en stywer begin vashou het. Hy verloor sy balans, val agteroor binne in die dam. En die water spat. En elke keer as die water druppel op 'n wolk val, skiet daar 'n blits. Julle, daai ding trek hier in die lug en in die ruimte in. Die volgende ene skiet af by die wolk uit. Boer Stefan skrik en daai beer sê, hey, klim uit my dam uit. Jy gaan my prop uittrek. Boer Stefan wou nog wonder watter prop en die volgende oomblik hak sy voet aan ietsie vas onder die water en hy ruk sy voet op. En toe hy sy voet optel, is daar 'n prop. 'n Spierwit prop en hy kyk af en hy sien tussen sy voete is 'n gat waardeur lug kom en hy dink, o, gat, die damtap uit en hy kyk in die damtap uit. Daar gaan 'n goudvis. En die beer sê, julle verloor al my visse, ek gaan julle nou kry. Kyk, Boer Stefan klim daar uit. Julle, Alice klim daar, wel sy help haar oupa by die dam uit. Hulle begin weghardloop met daai teddybeer, kom met sy sagte voete en sy fluffy lyf nader en sê, ek gaan julle drukkies gee en squeeze. Oupa weet, hy squeeze baie hard. Hulle hardloop na daardie boontjie langs se punt toe, gly daar af en Alice sê, oupa, daar's 'n goudvis in jou kraag. Oupa, daar's 'n reënboogvis in jou broeksak. Kyk, en net toe sy dit sê daardie teddybeer, vat julle my visse. Ek gaan julle kry, kom mee. Maar Boer Stefan klouter daar af en hy het vir Alice onder die arm beet en hulle begin afgly by die boontjie lang. So gou as wat hulle kan. En daai beer is agterna. Maar die beer is sommer kop eers daar af. En hy jaag hulle en Boer Stefan kyk op. Boer Stefan se neus is net voor die beer se neus. Maak nie saak wat Boer Stefan kom nie, die beer bly by hom en die beer se pote is by hom. In sy ore vryf Boer Stefan se kop en Boer Stefan dink hierdie beer is te naby. En raai wat doen Boer Stefan? Hy maak sy bene wyd oop. En hy gly, soos 'n brandweerman by 'n blinkpaal af in 'n gebou. En uiteindelik gly hy weg vir die beer. Nader en nader aan die aarde toe Alice kyk af en sê, kyk, vinnig
Meems nader. Oupa, ons gaan 'n bietjie vinnig. Oupa! Haar rok maak oop en lyk soos 'n valskerm. En daar begin sy in die lug opvlout en die beer kyk en hy probeer haar gryp. Met sy hand strek hy verder en hy probeer haar nader kry, maar hy kan nie raak nie. En Boer Stefan sê, "Hier is moeilikheid." Hy kyk af onder toe en sê, "Tant Memsie, laat die diere los, byt hierdie ding af." En Tant Meems dink, "Moet ek afbyt? Wat?" Terwyl sy opstaan, hoor die boere Boer Stefan se stem. Al wat hulle hoor is byt. Die bees en die donkie begin dadelik. Hulle storm by daai huis en hulle begin daai boontjie rank byt en kou. Oh, maar dit is die soetste, sappigste boontjies wat hulle in hulle lewe al geëet het. Hap, hap, hap. Maar oogats, hoe meer hulle hap, hoe meer blaas hulle op. Later is hulle in die lug. Hap, hap, hap. Hulle is nie meer op die grond nie, hulle begin te flout. Tant Meems, "Help, ons beeste vlieg weg." En Boer Stefans, julle net twee onder land. Is hy daarmee eentjie voor daardie teddybeer, maar daai teddybeer begin voel hoe begin daardie boontjie rank wankel. En hy besef, oogats, wat gaan gebeur as ek nie terugkom in die wolk nie, ek bly onder. Ek wil nie onder bly nie, ek soek my wolk. En die beer draai om. Hy begin op te klouter, maar daai donkie en daai koei, hap, hap, hap. En die volgende oomblik, kraak daai boontjie rank, julle, en hy begin aarde toe val. Van dit is die hele boontjie rank se stingel uit by die huis, en hy val, en die beer gryp, en hy spring na die wolk, maar hy gryp mis. Hoor jy die tennybeer? Boer Stefans kom onder af, en toe hy sien, val die boontjie rank in die groot grasveld. Die beer gee 2 hoppe, binne in die oerwoud in. Boer Stefan sê, "Daai beer is van die oerwoud. Hy is baie kwaai, Teddy." Maar die beer is weg. Alice sak rustig hier langs Boer Stefans af en sê, "Oupa, kan ons dit môre weer doen? Oupa, asseblief, oupa weer." En Boer Stefans dink, "Ek soek nie weer 'n beer hier nie. Hy is in die bosse." Alice, kon jy sien waar hy gaan? "Nee, oupa, ek het net gesien hy's in die bosse." "Wat, daar's nog 'n vis in jou broeksak?" Want sy sak hop rond. Vinnig vat Boer Stefans daardie vis. Een reënboogvis, hy gooi hom in die dam. Een goudvis in sy kraag, en in die hemsak kan hy gooi, hulle ook in die dam. O my genigtig, skree daai eend op die dam. En Alice sê vir oupa, "Oupa, ek het jou gesê, hierdie is in my storie, maar my storieboek het 'n reus gehad. Nie 'n beer nie." "Ja," sê Boer Stefans, "kyk, dit was niks soos jou storieboek nie." Maar Alice weet, dit was baie. Oupa het net groot geskrik. Maar daar's 'n beer iewers in die oerwoud. Sal hulle ooit weer van hom hoor?